Ons lewe in 'n wêreld waar tegnologiese raad die eerste ding is waarna ons gryp. Dit help met wiskundeprobleme, stel 'n gymprogram voor en het self idees vir aandete. Maar in hierdie sogenaamde slim raad-utopia vergeet ons maklik dat KI nie 'n mens is nie. Tog klop ons by KI aan vir emosionele raad en selfs wysheid. Ons soek 'n mentor. Maar kom ons wees nou eerlik. Gaan KI ooit vir my vra: "Het jy regtig mooi hieroor gedink?" En dit, voorsitter, dames en here, is hoekom kunsmatige intelligensie nooit 'n menslike mentor sal kan vervang nie. Want 'n mentor verstaan jou as 'n individu, deel wysheid, nie net inligting nie, en stap saam met jou deur jou keuses. Toe ek vir geselsie, Gert Pieter Tron, ook bekend as ChatGPT, vra hoekom hy 'n swak mentor is, was hierdie sy 3 hoofredes. Hoofrede nommer 1. KI ken en verstaan my nie. KI werk met data, patrone en woorde op 'n skerm. Hy is fantasties om te herhaal wat hy iewers in die groter internetwolk bymekaar skraap. Maar hy kan nie sien wanneer ek ongemaklik is, gespanne is, of dalk net 'n moeilike dag het nie. Daardie soort verstaan kom net van iemand wat jou regtig ken. Die KI-spesialis Rasmus Ross het in 'n 2024 studie by die Switserse Instituut van Tegnologie in Zurich volgens die aanlyn tydskrif Scientific American in 2025 erken dat die algoritmes vir Gert Pieter ons steeds net statistiese moontlikhede gee en nie die innerlike binnewerkinge van my kop laat stanig my hart kan verstaan nie. Ek stem saam. Wanneer ek met my mentor gesels, kan hy my stemtoon hoor, my liggaamstaal lees en agterkom wanneer ek bang is om iets te sê. Hy hoor nie net wat ek sê nie, maar ook wat ek nie sê nie. Daardie soort verstaan kom regtig net van iemand wat jou ken. Hoofrede nommer 2. KI kan net inligting gee, nie wysheid nie. KI kan jou tonne feite gee, maar nie ervaring nie. 'n Mentor het alself foute gemaak, suksese behaal en moeilike keuses ervaar. Hy is ook deel van 'n massiewe netwerk suksesvolle foutmakers. Hulle gee raad wat gebaseerd is op dit wat hulle al klaar ervaar het. Die wetsgeleerde Ralph Lauzi, wat 40 jaar ondervinding het in inligtingstegnologie sake, skryf op die webwerf JDSupra.com op 14 Maart 2023 in 'n artikel: "Van inligting na kennis na wysheid. Kan KI ons red? Dat dit noodsaaklik is vir ons om te beweeg van die huidige inligtingsgebaseerde kultuur na een waar kennis omgeskakel kan word in wysheid." En hier, voorsitter, lê die crux. Het KI tans die vermoë om wysheid te deel? Meneer Lauzi erken dat Gert Pieter en sy trawante hier tekort skiet. KI kan nie vir jou sê hoe dit voel om weer te probeer nadat jy opgegee het nie. Hoe dit voel om aan te hou nadat jy misluk het nie. Daardie soort ondersteuning kom net van iemand wat jou regtig ken. Wysheid groei vraggies net uit die lewe, nie uit die kode nie. Hoofrede nommer 3. Gert Pieter kan nie saam met my deur my keuse stap nie. Wanneer 'n mentor jou raad gee, dra hulle saam aan die verantwoordelikheid. Hulle sal jou later vra: "Hoe het dit gegaan? Wat het jy geleer?" KI hoef nooit verantwoordelikheid te vat vir die uitkomste van my keuses nie. Ivan Pretorius, tegnologiejoernalis vir Solidariteit, skryf in Mei 2023 op hul webwerf dat die internet geen menslike intuïsie of die etiese agtergrond van 'n mens kan deel om met insig deur 'n proses te stap nie. Die opvoedkundige Dr. Arina Kutse skryf in haar meestersverhandeling by Maties in Desember 2022 dat 'n rekenaar nie die menslike intentionaliteit kan vervang nie. 'n Mentor loop pad saam met jou, vier jou oorwinnings en help jou opstaan na mislukkings. Daardie soort ondersteuning kan geen program naboots nie. Gert Pieter is wysvoos. Hy erken, hy sal nooit 'n menslike mentor kan vervang nie. Want 'n mentor verstaan jou as 'n individu, deel wysheid, nie net inligting nie, en loop pad saam met jou. Al lewe ons in 'n tyd waar tegnologie vinniger antwoorde kan gee as enige mens, moet ons onthou dat party vrae in die lewe nie deur 'n skerm beantwoord kan word nie. Wanneer dit kom by die vorming van jou karakter, hoe jy opstaan nadat jy misluk het, en watter keuses jy maak, het jy 'n mens nodig. 'n Mens wat jou ken, jou raak sien, en bereid is om saam met jou te stap deur jou proses. Selfs wanneer dit ongemaklik is. So ja, gebruik KI as 'n hulpmiddel, maar soek jou mentors onder mense, want dit is waar jy regtig sal groei
en nie in 'n rekenaar nie.